Hallo en welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus. Hierdie week het ons, of althans hierdie episode het ons 'n interessante verrassing vir julle. Zoe Karsten is terug en sit saam met my op hierdie episode op die Blitz Fokus bank. Ons gaan ook gesels oor 'n interessante boek en 'n interessante lied. Alhoewel hulle het nie veel te doen met hierdie week se tema nie, voel ek hulle is nog steeds belangrik. Moet nêrens gaan nie, hierna gesels ek en Zoe oor wat's nuut. Hallo en welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus. Soos julle kan sien, saam met my op die Blitz Fokus bank is geen anders as Zoe Karsten, een van die vorige aanbieders. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, baie dankie François. Ek is opgewonde vir vandag se nuus. Dis reg, sy is hier met ons op wat's nuut. So, vertel ons 'n bietjie meer van wat gaan aan in jou lewe, want natuurlik jy wat mos nou studeer, maar tog is jy hier. So ja, dit is nou vakansie vir al die universiteite. So as jy bietjie in die dorp rondry, dan sal jy net Suid-Afrikaanse nommerplate sien en studente wat terug is. So die kuierplekke is 'n bietjie voller. So ja, universiteite so Stellenbosch en Noordwes is nou op vakansie en dit is hoekom ek hier vandag kan kuier. Nou, vertel ons 'n bietjie meer van wat het jy nou hier deesdae in Namibia gedoen terwyl jy terug is en op vakansie is? Wel, ek is bedrywig met my modelwerk. Ek was in Swakopmund gewees en daar is dit net so lekker besig met die toeriste en studente wat daar gaan kuier. Ek het 'n modesessie gehad daarso, ook in die Spitskoppe en jy sal nie eintlik dit dink dat dit so sal wees nie, maar dit was 'n Woensdag gewees en daai plek was vol van toeriste. Wow. En dit is eintlik baie goed om te sien spesifiek vir Namibië se ekonomie, om te sien dat daar nog steeds toeriste in die land binnekom. Nou, sien nou dat jy so rukkie al uit is, weet jy van die jeuggames wat nou opkom hierdie volgende 2 weke? Ek het daarvan so 'n bietjie gehoor, die jeugspele, maar kan jy vir my 'n bietjie vertel? Ek was so 'n bietjie uit die land uit gewees. Wat is dit? Eerlikwaar, ek het nie veel van die idee self nie. Ek self het eers onlangs gehoor daarvan dat ons daar gaan werk, maar ek weet dit is gewoonlik mos nou 'n klomp sportskodes wat gedoen word oor die tydperk van, ek dink dit is 2 weke. Ja. As ek nou dink, ek hoop ek is reg daar in 2 weke. Maar ja, daar is 'n klomp sportskode waar die jeug mos nou bymekaar kom en dan gaan hulle mos nou teen mekaar in verskillende wedstryde. Ek doen, as ek reg onthou op die lys, is ek eintlik by die karate. Wow. Hierdie Vrydag en Saterdag. Ek is nou onder die indruk dat dit hierdie tradisionele sportkodes is soos rugby, netbal. Maar wanneer jy nou vir my bysê dat dit bietjie meer iets anders is soos karate, dit is net so interessant om daai sportaspekte ook vir die jeug en nou aan te stel om dit te kan sien. Dit is okay, ek ken nog nie al die sportskode op die oomblik nie, maar van wat ek onthou, daar is tafeltennis, karate wat ek oorneem vir daai 2 dae en ek het judo ook op die lys gesien. Sjoe? Ek het judo gedoen. So ek is 'n bietjie hartseer. Ek het judo gedoen en ek's nie by die judo nie, maar dit is fyn. Ek sal karate doen. Dit klink definitief baie interessant. Gaan jy ook daar wees? Ek gaan ongelukkig nie. Ek gaan bietjie weg vir die naweek. Jy sal nie kan raai waartoe ek gaan nie. Ek sal vir jou 'n klou gee. Dit begin met 'n O. Die dorp. Oranjemond. Bietjie meer noord. Oef, nee. Ek het baie sleg gedoen in geografie. Nou ek gaan nou vir die naweek bietjie Oshakati toe om daar te gaan kuier. So as ek nou bietjie daar is, dan gaan ek kyk hoe dit daar lyk, want net soos hier in sentraal Namibië dit bedrywig is, ek glo dis ook in die noorde net so besig, want daar is maar die hub. Ja, ek dink jy gaan die noorde geniet, veral met die hoeveelheid reën wat ons hierdie jaar gehad. Ja, daai groen skoonheid, natuurskoon is regtig iets besonders. En in Noordwes, ja, dit reën ook daar baie. Dit het die hele eerste 3 maande elke dag gereën. So dit is ook baie groen daar, maar daar is niks so mooi soos Namibië se skoonheid nie. Ja, nee, daar stem ek 100% saam met jou. Nou, lees jy ooit nog die Zone?
Ek doen, ek kyk altyd die aanlyn weergawe van die Zone en wanneer ek kan, kry ek die Republikein. My ma hou dit altyd uit. Dis nou bietjie moeiliker as gevolg van dat dit nou nie beskikbaar is buiteland nie, maar ek is besig om Duits te studeer. En die Allgemeine Zeitung is net so interessant wanneer jy nou uiteindelik kan verstaan wat daar staan. Om te dink, ek het Duits op skool gehad en my Duits is maar baie verlaat, kom ons sê maar so. Net so 'n bietjie oefening en dan sal jy weer daar uitkom. Ja nee, ek dink ek moet maar weer 'n bietjie begin Duits oefen. Maar dit gesê, ek jy al gehoor wat aangaan in hierdie Zone. Sien nou dat jy terug. Ek het nog nie gesien nie. Dit is nou so 'n bietjie van 'n sneak peek. Nou, natuurlik, ek wil mos nou nie alles uitgee nie, maar ek glo ons voorblad het ons 'n interessante storie in 'n profiel. Okay. Ons begin 'n profiels opsit. Onthou jy vir Voxpop? Ek doen. Wel, sien nou laat dit sportseisoen is, het ons vir Voxpop op die oomblik uitgehaal. Ons het hom gereplace met vattery. Met seker sport datums, wanneer geleenthede gaan gebeur. Nee, ongelukkig is daai sportstryp. Nee, ons het dit replace met Athlete of the Week. Okay. Ja, so basies wat ons doen is ons letterlik soos wat dit klink, ons kry 'n jeugatleet en ons doen 'n klein profiel oor hom. Okay, so dit is nou vir hierdie donderdag. Ja, vir hierdie donderdag, maar nie net hierdie ene nie, tot en met die sportseisoen mos nou klaar is. Okay. En dan gaan ons mos terug na Voxpop. Wel ek sien uit vir donderdag se koerant. Ek sal hom daar in die noorde kry. Ja. En dan daai voorblad storie klink vir my net so interessant. Ja. So jy wat dalk nou bietjie nuuskierig is, koop donderdag die Zone want daar gaan 'n lekker profiel wees. Presies, maar iets wat verander het, wat ek dink het verander vandat jy hier kom, is op bladsy 2 het ons 2 stories die keer in plaas van 1. Okay, ja. Ja, so 2 stories en dan mos nou natuurlik die Afrikaanse storie. Die Afrikaanse ene is nog nou Napso, want ons het niets van Napso afgekry. Ek is nie presies seker oor daai artikel nie, ongelukkig. Dit is mos nou Annemarie se werk. Ja, jy hou dit bietjie geheim tot donderdag. Nee, maar dis okay, dis goed. Hou die mense bietjie nuuskierig want ek is seker van dit gaan net so lekker interessant wees. En nog 'n klein titseltjie van hierdie week se Zone, Skool van die Suide, wat uitkom op die laaste bladsy. Is dit Oranje Moond? Nee. Okay. Ek het nou my raaiskoot gehad. As jy wil raai asseblief, maar ek sien dan uit vir hierdie week se Zone. Wel, ek hoop jy geniet hierdie week se Zone want dit is eintlik die span se laaste. Ons routyd mos nou, so 'n paar van ons vat oor by Careers en 'n paar anders gaan nou bly by Zone. So dit gaan 'n bietjie anderster wees in terme van wie skryf wat nou 'n bietjie. Maar ek dink dit is al wat ons nou oor kan gesels op hierdie tyd. Maar nêrens gaan nie, want volgende gaan Zoe nog steeds hier met ons op die bankie wees en ons gaan 'n bietjie met haar gesels oor haar geskiedenis en haar toekoms. Hallo en welkom by hierdie gedeelte van die onderhoud. Saam met my, soos julle kan sien en voorheen gesien het met die nuus, is Zoe Karsten, die vorige aanbieder van Blitz Fokus, waar Patricia vooroor gevat het en toe vat ek mos by Patricia oor. Hoe gaan dit met jou vandag, Zoe? Goeiedag François en goeiedag kykers. Dit is regtig so spesiaal om vandag hier weer te wees op die Blitz Fokus bank. Dit voel eintlik bietjie soos wat as ek nou moes dink 'n jaar terug het ek aan daai kant gesit van die bank. En dit is regtig so lekker om vandag met jou te kan gesels oor wat ek die afgelope tydjie aangevang het. Ja nee, dit was nogals interessant. Veral sien nou dat jy op vakansie is van die universiteit. Wat studeer jy nou? Ek is nou eerste jaar aan die Universiteit van Noordwes in Potchefstroom en ek swat BA kommunikasie met journalistiek. Oef, wow. Dis dan wel groot ene daai. Maar dit pas maar met die lyn wat ek laas jaar gedoen het. Dit was regtig so lekker om deel van die MyZone span te wees. En so het ek besef dat hierdie studierigting vir my is en ek geniet dit gate uit. Die mense is so vriendelik en dit is net goed om te weet wanneer jy weet jy studeer iets wat vir jou pas, dat dit gaan maklik wees. Ja nee, dis altyd makliker as jy iets doen wat jy eintlik wil doen. Maar Zoe, ek het 'n baie doodbelangrike vraag wat ek vir jou moet vra. Het jy enige koneksie met Active Kids soos ek en Zoe?
Ek het nie, baie toevallig toe ek begin het, toe hulle vir ons vertel van die puppets van Active Kids. En okay, wat is hulle name? Zackie en Zoe en ek sê maar, ek is Zoe. En dit was so 'n grappie tussen die interns gewees en ek was altyd die stem gewees, want hulle het gedink maar dit pas nou so goed met die name. Al verskil ons name so klein bietjie, maar ja, dit is daai herinneringe wat so spesiaal is nou dat jy dit opbring, wat jou net laat terugdink na goeie tye. Ja nee, dit klink nogals interessant, maar elke groepie interns sal mos nou sy eie grappies het en alles. Maar vertel ons 'n bietjie meer van jou tyd hier. Hoe was dit? Wat het julle gedoen? Waarmee het jy die meeste gesukkel? Goed soos daai. Ek het laas jaar skoon van die begin af met Blitsfokus gesit en ons het ook die eerste keer met die sosiale media begin en hulle het gesê dit is jou show en jy moet daarmee doen wat jy moet doen om dit 'n sukses te maak. En my co-aanbieder was Aldo Hon en saam met hom het ek die nuus gedoen en hy het vir my soos elke nou en dan gehelp met die overlays. En om net soos in die diepkant ingegooi te word, was aanvanklik regtig moeilik. En ja, daar was tye gewees wat ek wil opgee, ek is soos nee, ek kan dit nie doen nie, maar deurdruk en aanhou probeer, het dit gemaak dat jy gemakliker is voor die kamera. Jy weet later hoe om dit eintlik te doen. Dit raak so 'n normale roetine. So wat ek vir jou kan sê is net practice makes perfect. Ek moes soos baie keer voor die spieël gesels. Ek het daar voor die tyd het ek klaar begin dink aan sekere aspekte wat ek dalk wil verander. En so bou jy dit op na 'n tydjie. Ja nee, kyk, ek kan beslis daarmee saamstem. Ons weet mos teen nou al my eerste paar episode was nie van die beste nie. Moenie worry nie, myne ook nie, want dis maar nuut. Dis nog vreemd en my ma het ook vir my gesê dit sal moet verander. Jy moet 'n bietjie fokus op hierdie en ja, partykeer kort jy bietjie daai tough love. En dit is wat my net meer wat harder werk. Ja. Nou, wat was vir jou die moeilikste in terme van kom ons sê nou maar Blitsfokus alleen, wat was vir jou die moeilikste? Buitendien mos nou om aan te pas dat jy mos nou voor die kamera sit en alles. Maar vir my, ek het so 'n bietjie gesukkel om voor die kamera te praat in die begin. Aanvanklik was ek baie skaam geweest. Ek het bietjie min selfvertroue gehad, maar hoe meer jy dit doen, hoe makliker word dit. En so het ek het nou my vorige episodes gekyk en ek het neergeskryf waarin kan 'n mens werk. En deur in jouself te besef wat jy kan verander, het 'n groot impak gemaak. So ek het net van soos 'n fondasie probeer lê vir wat ek my standaard wil hê. Okay, dis nogals 'n interessante antwoord daai. Maar nou wonder ek, wat is die teenoorgestelde? Wat het jy die meeste geniet van jou Blitsfokus? Definitief om elke week 'n nuwe gas te hê. Dit was vir my so lekker om elke persoon se storie te hoor, om te hoor wat dryf hulle, wat is hulle passie en so het ek entrepreneurs genooi. Ek het die leiers van skole genooi. Ek het mense wat in ons jeuggemeenskap 'n impak maak. En dit was vir my so interessant om elke keer 'n nuwe persoon te kon 'n gesprek mee voer om uit te vind wat laat hulle tik, wat maak hulle spesiaal en watse boodskap kan hulle vir ons kykers dan teruglaat. So jy sê maar jy was 'n mens. Nou ja, ek sal nou sê ek beskryf myself as 'n mens. Aanvanklik baie skaam, maar ja. Maar jy geniet dit om te praat. As jy dit een keer 'n week moet doen vir 'n hele jaar lank, natuurlik dit raak al hoe makliker. Ja nee, ek sou dit glo, maar nou hoe het Blitsfokus verander? Vandat jy hier was en hoe hy nou lyk. Ek is nou net 'n bietjie nuuskierig daaroor as die aanbieder daar. Wel, vir wat ek nou gesien het, ek is regtig baie beïndruk met die sosiale media. Ek het maar gedoen wat ek moes doen, maar ek is regtig beïndruk met hoe die sosiale media gegroei het. En dit is net as gevolg van aanhou. Ja. So dit is een ding wat ek vir jou kan gee wat definitief verander het. Ja nee, daai sosiale media was iets gewees om aan die gang te kry, veral met die 5 poste 'n dag, maar ja nee, dis maar hoe dit gaan. Nou, vertel ons 'n bietjie meer van voordat jy hiernatoe gekom het. Wou jy altyd 'n joernalis gewees het en hoe loop daai? Op skool het ek baie vreemde vakke gehad. Ek het chemie, biologie, fisika en wiskunde gehad en ek het gedink ja, dalk is medies maar die rigting wat
waarin ek hoort. Maar na matriek het ek besef dit is nie waar ek myself sien nie. So toe ek die MyZone plasing gesien het op sosiale media wat nou sê hulle is op soek na interns, het ek gesê kom ek vat 'n kans, gaan anyways 'n gap jaar vat en as ek produktief in my gap jaar kan wees, hoekom doen ek dit nie maar nie? Ja. En toe het ek reguit uit matriek begin werk by MyZone en toe het ek regtig my liefde gevind vir journalistiek. En so het ek ook deur die jaar net besef ek wil graag gaan studeer. En as ek 'n graad kan kry in journalistiek, sal dit my regtig net baie meer geleerd en bevorder maak in hierdie veld. So nee, dit was nog nooit eintlik die einddoelwit nie, maar deur hierdie ervaring, deur die MyZone ervaring en blitsfokus en alles wat daarmee gepaard gekom het, het ek besef hierdie is waar ek myself sien. Oh, so 'n bietjie van 'n nuwe pad gekry, Ja. so te sê. Nou, jy's nou geïnteresseerd in journalistiek. Ja. Nou, toe jy nog by MyZone was, iets wat ek wil graag weet is, watse storie was jou mees gunsteling om aan te gaan? Om na te soek en te skryf en te navorsing te doen daaroor? So ek het baie van die Afrikaanse artikels geskryf. Natuurlik, ek was in Windhoek Affies wat nou meestal Afrikaans is en daar was een van my vriendinne eintlik. Sy was saam met my in die klas gewees. Sy het 100% gekry vir wiskunde en dit was my heel eerste artikel gewees. En dit het gevoel soos net die begin. Dit was nou die boustene gewees en elke keer het dit daarop gebou. Ek kon toe later jong entrepreneurs 'n kans gee om hierdie platform te gebruik om bewustheid te maak vir hulle. Okay. En so het ek ook daai koneksie gemaak met die skole. En elke artikel was net nog 'n stapie boontoe. En definitief 'n hoogtepunt was toe ons met die Ministerie van Onderwys gewerk het, met Sanet Steenkamp. Ek het 'n onderhoud met haar gevoer en dit was vir my so spesiaal om one-on-one met haar te kan wees en regtig haar liefde te kon vasvang in woorde. En daai was een van my gunsteling artikels om te skryf. Wow. 1-op-1 met die Ministry van Education. Ek is nog nie op daai ek het nog nie so ver gekom as 'n joernalis nie, maar dit klink nogals beïndruk. Eventually dan kom jy daarby uit. Dit was ook aan die einde van my jaar, maar dit is hoe dit werk. Jy bou op totdat jy by jou eindpunt kom en dan begin jy van voor af by 'n volgende jaar. Ja. Ja, en ek sal so glo. Nou, vertel ons 'n bietjie meer van die toekoms. Dit is amper die einde van die jaar, dit is amper einde van 2025. Hoe sien jy hierdie jaar eindig vir jou? Wel, ek gaan nou in my tweede semester in van universiteit na hierdie vakansie, so dan is ek eers terug daar en dan November, Desember, dan is ek terug by die huis, maar ek wil regtig hard werk om ek wil graag my honeurs doen. So dan in my 4 jaar doen ek my honeursgraad in journalistiek en ek gaan definitief terugkom na Namibië toe. Dit was nog altyd my plan gewees en hier trou en hier huis opsit, maar dit gaan nou eers, dis nou die 5 jaar plan, dis nou die 5 jaar plan. En natuurlik aanhou met my modelloopbaan. Dis nog steeds 'n passie van my. Saam met die SWAT is ek nog steeds 'n model en dit is net so lekker daar in Potchefstroom, maar niks is so goed soos die huis nie, waar ek kan regtig net myself bewys en uitstraal. Ja. Nou, as jy gaan terugkom Namibië toe, gaan jy terugkom NMH toe? Yes, julle sal my eventually eendag weer sien, dalk oor so 4 jaar, maar gewoonlik dan almal kom maar terug waar hulle hoort en ek gaan nou met jou eerlik wees, ek was regtig baie gelukkig geweest met die mense wat om my was. Ja, daar was moeilike tye, maar elke persoon het 'n plekkie in die samelewing en ek weet waar myne is. Nou, hoe het jy opgekom joernalistwerk en modelwerk? Want ek het nie geweet jy's 'n model nie. Ek was eers 'n model geweest. Ek het modelwerk gedoen vanaf 14 en in 2022 het ek my juffrou tiener Namibië gewen. En 2023 internasionaal deelgeneem aan Miss Teen International in Kambodja en daar was ek in die top 10 gewees, maar
ek is nou nie meer by modewerk deel nie. Ek geniet baie fotografiese modelwerk. Dit was nog altyd 'n groot passie van my om voor die kamera te wees en verskillende kledingstukke aan te trek. So ja, en vandat ek nou hier in Namibië was, het ek klaar 2 agter die rug. Daar kom nog 1. Ja. En ja, so ek's bedrywig en besig. Dis nogals interessant dat jy nou dit opgebring het, sien nou dat ons eintlik laas maand in Ek het Junie gesien, ja. die hele maand deur het ons modelwerk en skoonheid gehad. Ek was nou ongelukkig nog nie op vakansie nie, maar ek het gesien en dit was baie interessant. En ja, as 'n voormalige mevrou tiener, het ek dit regtig geniet, want dit gee maar net 'n ander perspektief van die modebedryf. Ja nee, ek sou so glo. Dis nogals interessant dat nou die twee maande se temas nou ewe skielik brug in die eerste episode. Maar ongelukkig Zoe, dit is altyd wat ons het vir die onderhoud. Baie dankie dat jy gekom het. Baie dankie dat jy terug was op die Blitz Fokus bank. Baie dankie François en dit was regtig 'n eer gewees. Ek is bly om dit te hoor. Maar kykers moet nêrens gaan nie, want hierna gesels ons 'n bietjie meer. Hallo en welkom by Nuut op die Rak, waar ons gaan gesels oor 'n nuwe boek. Alhoewel hierdie is nie reeds 'n nuwe boek nie, maar ek het vir ons 'n gas gevra wat haar gunsteling boek is en hierdie was haar antwoord. Nou, Die Dag van die Lord deur Johan Kruger is 'n geskiedkundige spanningsroman wat die verhaal vertel van Andries Fourie, 'n tienerjarige seun wie se lewe onherroepelik verander tydens die Anglo-Boereoorlog. Nadat sy pa se pastorie afgebrand is en sy boetie sterf, beland Andries en sy gesin in 'n konsentrasiekamp in Standerton en later in Keilen. Jare later, as regsgeleerde in Londen, dra Andries steeds 'n diep haat teen Lord Kitchener, die man wat hy verantwoordelik hou vir sy trauma. In die aanloop tot die Eerste Wêreldoorlog raak hy betrokke by 'n geheime wraakplan teen Kitchener. Terwyl hy homself begewe in 'n wêreld van spionasie en politieke intrige, ontmoet hy ook Jenny, 'n jong Skotse vrou wat sy hart steel. Die verhaal neem die leser op in 'n reis van die oorlogtydsterde platteland van Suid-Afrika tot die kringe van die Britse mag en selfs Duitsland. Die roman verweef temas van trauma, wraak, liefde en geskiedenis in 'n boeiende en spanningsvolle narratief. Nou, hierdie is 'n redelike ou boek wat nou al 'n rukkie al uit is. So, die van julle wat hom klaar al gelees het, laat weet vir ons 'n bietjie wat julle dink daaraan. Maar moet nêrens gaan nie. Hierna gaan ons gesels oor 'n liedjie. Hallo en welkom by Voor in die Koor. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor 'n liefdeslied, 'n redelike ou ene. Nou, Namaproos is 'n Afrikaanse liefdeslied deur Theuns Jordan wat beeldryk en emosioneel die verlange na 'n geliefde beskryf. Die lied gebruik die metafoor van 'n Namaproos, 'n skaars en pragtige woestynplant, om die vrou wat die spreker liefhet te beskryf, uniek, sterk en onbereikbaar. Die lirieke vertel van 'n man wat steeds dink aan 'n liefde wat ver is of verlore gegaan het. Hy verlang terug na haar teenwoordigheid en wonder of sy nog aan hom dink. Die Namib-woestyn dien as agtergrond en simboliseer eensame liefde, die tyd wat verbygaan en die stilte van herinneringe. Kortom, Namaproos is 'n hartroerende ballade van verlange, verlore liefde en die skoonheid van iets wat jy nie meer het nie. Alles teen die simboliese landskap van die Namib. Baie dankie dat julle hier was vir hierdie gesprek oor 'n liedjie Namaproos, 'n redelike ou liefdesliedjie. Totsiens.
Baie dankie dat julle hier was vir hierdie episode van Blitz Fokus. 'n Baie spesiale episode waar Zoe Carson terug was vir 'n tydjie. Nou dit gesê, ek hoop julle het dit geniet. Moenie vergeet om ons volgende week weer te kry nie. Totsiens.